So ek wil vanoggend met julle praat oor vertroue. Vertroue. Ek glo dat die vyand weet dat daar's niks onmoontlik vir die man of vrou wat hulle God vertrou nie. En daarom gee die Here ons opdrag tot vertroue. Maar ons sien dan ook dat die eerste ding wat die vyand aangeval het in Genesis 3 was die mens se vertroue in hulle God. Die Here het vir die mense klomp goed gesê en die vyand kom en sê, het God werklik gesê? En hy kom en saai net daar die bietjie twyfel in die hart. Van kan jy die Here regtig vertrou? Dan sê die vrou van hom, ja nee, ons mag van die bome eet, maar van hierdie mag ons nie eet nie. Dan sê hy, maar julle sal sekerlik nie sterf nie, want die Here weet dat as julle van hierdie boom eet, julle oë sal oopgaan en julle soos God sal wees. En daardeur kom hy en sê eintlik vir die mens dat die Here seker goed wat vir ons goed is, van ons weerhou. En dat ons hom daardeur nie kan vertrou nie. En van daardie oomblik af het die Here weer iemand gesoek wat hom vertrou. En die eerste persoon wat hom weer vertrou het was Abraham. En uit Abraham se lyn het kom Jesus. En is ek en jy vandag die gevolg daarvan. Maar vertroue is so 'n belangrike onderwerp en vertroue is so kosbaar dat ons dit sal verstaan. En ek wil 'n paar weke wil ek hier aan spandeer dat ek en jy sal verstaan hoekom die Bybel so baie praat van vertroue en hoekom dit so belangrik is en hoekom die wysste man naas Jesus, die wysste man Salomo wat geleef het, skryf in Spreuke 3 vers 5, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Nou 'n voorbeeld wat ons hiervan kry is natuurlik in Job se lewe. Die boek van Job is baie interessant, hy is baie vreemd, maar daar's baie waarhede daarin wat so belangrik is in die Bybel. Hy skryf in Job 13 vers 15, kyk, al wil hy my ombring, hy praat van die Here, al wil hy my ombring, ek hoop op hom, ek sal tog my wandel voor sy aangesig bepleit. Luister wat sê die Engelse vertaling. Though he slay me, yet will I trust him. I will maintain mine own ways before him. Although he slay me, yet will I trust him. Hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat mens daardie vertroue kan kry? Kom ons begin deur te sê, ons moet verstaan dat vertroue word gebou, vertroue word gevorm. Dus dit gebeur nie net een oomblik nie, ek wens dit doen. En as dit met jou so is, wonderlik, maar dit gebeur gewoonlik oor tyd. Hoekom? Want ons wil eers kyk of ons iemand kan vertrou. Ons lewe in 'n samelewing, en ek het baie oor gedink die week, ons bly in 'n samelewing wat vertroue aanval op alle gebiede. Al die sepies wat mense kyk, al die televisiestories wat ons kyk, elke reeks wat ons kyk, as jy regtig gaan kyk, gaan dit eintlik oor, jy kan nie mense vertrou nie. Gaan kyk bietjie, elke storie, elke fliek, maak nie saak wat jy kyk, iewers in daardie film, in daardie TV-reeks, kom die boodskap oor, jy kan mense nie vertrou nie. Dis gewoonlik die held, en dan gebeur daar iets, en dan weet hy nou kamstig nie daarvan, en dan sit ons voor die televisie, jy mag hom nie vertrou nie, hy is die skelm. So daardie boodskap kom so sterk na ons toe oor vanuit alle oorde, en ek dink dis die strategie van die vyand. Weer eens sê ek, dis nie dat die vyand kom op een slag nie. As jy onthou van Samson, die Bybel sê Dalila het elke dag met hom gespreek. Toe Goliat die volk van Israel uitgedaag het vir 40 dae, het hy elke dag tot hulle gespreek. Die vyand kom met bietjies, en hy probeer ons op die plek kry, dat ons sal sê, ja nee pastoor, jy kan niemand vandag vertrou nie. Het jy dit al gesê? Het jy dit al gehoor? Almal van ons het dit al gehoor, en ek dink 99.95% van ons het dit al gesê ook. Ek dink dit is nog net Elisha wat dit gesê het, want hy kan nog nie praat nie. Ons almal het dit al gesê, nee, maar jy kan niemand vertrou nie. Luister wat sê jy? Jy kan niemand vertrou nie. Niemand sluit God in. En dis die plek waar die vyand ons wil bring. Dat ons so twyfel en so sinies raak rondom die lewe, dat ons niemand meer vertrou nie.
Dink net aan 'n samelewing. Dink net aan 'n gemeente. Wat ons almal mekaar onvoorwaardelik net kan vertrou. Dink net 'n wonderlike plek waar dit sal wees. As iemand iets gesê het, gaan hy doen. Jy kan vertrou. Maar ons bly 'n stuk in 'n wêreld, ons almal is mense wat in sonde is. So ek verstaan dit alles, maar die vyand het ons ongelukkig oor die duisende jare van Genesis 3 af, het die vyand nog nooit gestop met hierdie leuen. Jy kan niemand vertrou nie. En ongelukkig het dit in ons geestelike lewe ook ingeslyp en bewustelik, onbewustelik vertrou ons ook nie die Here nie. Ons sê ons doen, ons verklaar dit, maar ons doen nie altyd dalk regtig nie. En vanoggend wil ek met julle praat oor hoekom kan ek die Here vertrou? Ek kan mense nie vertrou nie, ek verstaan dit. Maar ek moet die Here vertrou. En nou kom die vraag vanoggend in, hoekom kan ek die Here vertrou? Nommer 1, die Here is goed. Weet jy hoeveel verse in die Bybel verklaar dat die Here goed is? Ek gaan so 40 vir u gee en dan gaan ek maar eers afstap. Kom ons begin by 1 Kronieke hoofstuk 14 vers 16 vers 34. Loof die Here, hoekom? Want hy is goed. Sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Psalm 16 vers 2. Ek het tot die Here gesê, U is my Here. Vir my is daar geen goed bo U nie. Iewers moet ek en jy begin besef dat die Here is goed. Weereens ons meet in ons menslikheid wil ons ervaring meet aan die goedheid van die Here. En as dit my goed gaan, die Here is so goed. As my sleg gaan, is die Here nie meer so goed nie. Nee, die Here verander nie. My omstandighede verander, my denkwyse verander, my ingesteldheid verander, my mood verander. Maar God verander nie. Hy bly goed. En ek moet daardie punt bereik dat ek uit die woord van die Here kan sien, maar die Here is goed. Al gaan ek ook deur die dae van doodskade, weet die Here bly goed. Al ervaar ek dinge wat nie lekker is, die Here bly goed. Want as hy nie goed is nie, kan ek hom nie vertrou nie. Psalm 25 vers 8. Die Here is goed en reg. Daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Die Here is goed en reg. Ek het gisteraan, maar was bietjie laat, het ek gedink vir oom Jan bel en sê, oom Jan, maak vir my gou 'n klomp stickers met op sê, die Here is goed. Die Here is goed. Ek wil voor my sien. Ek wil, as ek in my kar ry, moet daar 'n sticker wees. En as ek by die huis is, moet daar iewers 'n sticker op wees. En as ek by die kerk is, moet daar iewers 'n sticker op wees. Ek moet gebombardeer word met die Here is goed. Die Here is goed. Psalm 34 vers 9, smaak en sien dat die Here goed is. Welgesalig, geseën, bekragtig is die man wat by hom skuil. Hoekom? Want die Here is goed. Die Here is goed. Psalm 100 vers 5, want die Here is goed. Sy goedertierenheid tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. En ek is dankbaar vir daai versie, want dit beteken dat daardie goedheid waarvan hier praat, was nie net in die Ou Testament nie, dit was nie net vir die Jode nie, dis ook vir my. Geslag tot geslag. Daardie goedheid, sê vir die persoon langs jou, daardie goedheid is vir my. Kom aan, sê dit as weet glo, daardie goedheid is vir my. Die Here is goed. Die Bybel sê vir ons verder, Halleluja, Psalm 100 vers 6, 106 vers 1. Halleluja, loof die Here, hoekom? Want hy is goed. Want sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Ons kan die hele dag net daarop aangaan. Psalm 125 vers 4. Here, doen goed aan die goeies. Die Here doen goed aan die goeies. En aan die wat opreg is in hulle harte. Die Here doen goed. Die Here doen goed. Elke goeie en volmaakte gawe daar van die hemel af deur. Die Here is goed. Psalm 145 vers 9. Die Here is vir almal goed. En sy barmhartigheid is oor al sy werke. Is jy nie lief vir die Bybel nie? Die Here is goed vir almal. Dit sluit my in. Kom man, dit sluit my vanoggend in. Die Here is goed vir almal. Klaagliedere hoofstuk 3 vers 25. Die goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die wat sy siel hom soek. En ek sê weer eens, ek dink daar's oor die 300 versies wat aangaan en aangaan en aangaan. Ek dink die Here probeer vir ons iets sê. Ek dink die Here probeer vir ons sê dat hy goed is. En ek wil weer eens sê, dit hang nie volgens af van my ervaring nie.
my ervaring kan aanpas by wie die Here is, maar die Here kan nooit aanpas by my ervaring nie. En as dit my goed gaan, is die Here goed. En as dit my nie goed gaan nie, die Here bly goed. En omdat die Here goed is, kan ek hom vertrou. Ons moet so waak, want die vyand kom, en dis die een ding, ek het agtergekom, die afgelope tyd, die vyand kom, en hy wil ons vertroue in die Here, wil hy skaad. Hy wil ons vertroue in die Here, wil hy wil ons moet twyfel daaraan. Aan die ander goed is fyn, maar ons begin twyfel in die goedheid van die Here. En dan kyk ons op televisie en ons sien al hierdie armoede, ons sien al hierdie seer, ons sien al hierdie pyn, en dan kom die vyand, ja, maar as God 'n God van liefde is, jy kan hom nie vertrou nie. Kyk, hoe gaan dit daar? Kyk, hoekom doen hy nie iets nie? En hy begin met al hierdie vrae, en al hierdie vrae is eenvoudig net sodat ek en jy nie op die Here sal vertrou nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, ek en jy, bo van alles in hierdie tyd moet ons op die Here vertrou. Ja, baie dinge maak nie sin nie, en baie dinge is buite ons beheer, en het voel baie keer vir ons dat die Here ook nie in beheer is nie. Dis menslik, maar op die einde van die dag, die Here is goed. En ek wil hê dit moet deel word van jou belydenis. Die Here is goed. Ek wil nie hoor, luister mooi, ek wil nie hoor hoe sleg die duiwel is nie. Ek wil hoor hoe goed die Here is. Want deur te vertel hoe sleg die duiwel is, gee jy eer aan hom. En die eer kom die Here toe. As gemeente wil ek hê, hierdie gemeente moet mense wees wat uitgaan en vir almal gaan verkondig, die Here is goed. Nie omdat ek so voel nie. Nie omdat ek so lyk nie. Nie omdat daar geen probleme is nie. Omdat die Bybel sê hy is goed. Dis wie hy is. Dis sy karakter. Dit is sy wese. In sy wese is die Here goed. Kan ek so 2 amens kry? So in die eerste plek, hoe kan ek die Here vertrou? Hoekom moet ek die Here vertrou? Want die Here is goed. In die tweede plek, net so belangrik, die Here is getrou. Ek kan die Here vertrou want die Here is getrou. Nou dink ek vir 'n oomblik, nie in die skrifte nie, maar ek dink dit vir 'n oomblik aan Dawid, wat voor Goliat kom staan met sy slingervelletjie. En Saul sê, jy kan hierdie man aanvat nie, jy's 'n seun en hy's 'n soldaat en hy's 'n reus en al daai wonderlike dinge. En dan op die einde van die dag sê Dawid, my God is getrou. Dis al wat hy sê. Hy sê, die Here wat my gered het. Jy sien, ek het jou gesê net, vertroue kom deur ervaring, dit groei. En Dawid het gesien dat hy die Here kan vertrou met die leeu. Hy het gesien dat hy die Here kan vertrou met die beer. En sy vertroue in die Here het gegroei, dat hy in so 'n mate kom. Hy sê, die Here is getrou. Hy sal hierdie Filistyn ook in my hand gee. Want die Here is getrou. Die Here is getrou. 2 Tessalonisense hoofstuk 3 vers 3. Maar die Here is getrou. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Die Here is getrou. As ons gaan na Hebreërs toe, dan sê Hebreërs vir ons, hou vas aan die belydenis. Daar moet 'n verandering kom in my en jou se belydenis van wie die Here is. Die Here is goed. Die Here is getrou. Ons moet dit bely, dit moet deel word van wie ons is. Die Bybel sê vir ons in 2 Timoteus hoofstuk 2 vers 13, as ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. O, die Here is getrou. Daarom kan ek hom vertrou. Want hy's in die eerste plek goed, en in die tweede plek is die Here getrou. Hy's getrou in homself, hy's getrou in sy woord, hy's getrou in sy beloftes. Die Here is getrou. Hebreërs hoofstuk 10 vers 23. Laat ons die belydenis van hoop onwankelbaar vashou, want hy wat beloof het is getrou. Ons kan vashou aan ons belydenis. Hierdie belydenis dat die Here goed is, dat die Here getrou is. Ons kan ons belydenis van wie die Here is vashou. Hoekom? Want die Here is getrou. Hy sal doen dit wat hy gesê het. Hy sal gee wat hy gesê het. Hy sal deurkom wanneer ons hom vra, want hy is getrou. En ek is so dankbaar, die Bybel sê, as ons ontrou is, hy bly getrou. Jy sien, ons meet baie keer God se trouheid aan ons menslike ontrouheid. Die Here kan nie ontrou wees nie. Dis net nie, hy sal homself moet vernietig as hy ontrou moet wees. Ek wil iets in jou hart vanoggend draai. Ek wil iets in jou denke vanoggend draai. Om dit te besef, dat die Here wat ons dien is goed, ek kan hom vertrou. Die Here wat ons dien is getrou, daarom kan ek hom vertrou. 1 Johannes 1 vers 9, as ons die sonde bely, hy's getrou
en regverdig om ons die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Die Here is getrou. As ek my sonde na hom toe neem en ek het voor hom bely, dan vergewe hy dit. Hy's getrou daaraan. Hy's getrou daaraan. Nou kom Psalm 101 en hy sê, loof die Here o my siel, vergeet geen van sy weldae nie, wat my ongeregtighede vergewe en my siekte genees. Hy sê dit in dieselfde sin. Die Here is getrou. Net soos hy sonde vergeef, so genees hy ook ons liggame. Maar as ek hom nie kan vertrou nie, as ek nie besef hy's goed nie, en as ek nie besef hy's getrou nie, kan ek hom nie vertrou nie. Hoekom kan ons mense nie vertrou nie? Want die mens is nie goed nie. Die Here sê, niemand goed behalwe God nie. En die mens is nie getrou nie. Al is ons ontrou. Dis hoekom ons die mense kan vertrou nie. Maar die Here is nie 'n mens nie. Ek sê die Here is nie 'n mens nie. Ons kan hom vertrou. Hy's goed en hy is getrou. In Openbaring 19 vers 11. Toe het ek die hemel geopen gesien, sê Johannes, en daar was 'n wit perd. En dit was nie Delarey wat op hom gesit het nie. Dit was Jesus. En hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Hy word genoem getrou en waaragtig. Wat is jou God se naam? Getrou. Dis wat die Bybel sê, sy naam is getrou. Dis so in sy wese dat hy nie anders kan nie. En daarom wil ek die volgende hê, jy moet weet dat jy kan die Here vertrou, want hy's goed. Nommer 2, en hy is getrou. Nommer 3, baie belangrik. Hoekom kan ek die Here vertrou? Want hy gee om. Ons koning gee om. Ons kry so baie te doen met ouers wat nie omgee vir hulle kinders nie. Dit is eintlik verskriklik om aan te dink, of kinders wat nie omgee vir hulle ouers nie. Maar daar is 'n Vader wat omgee vir sy kinders. 1 Petrus 5 vers 7. Werp julle bekommernis op hom. Hoekom? Want hy sorg vir julle. Want hy sorg vir julle. Hierso Matteus hoofstuk 6 kom Jesus en hy's besig met die bergpredikasie en hy sê, as God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges, hoeveel te meer vir julle wat nie die Here vertrou nie. Dis eintlik wat hy sê. Maar dan gaan hy aan. Hy sê, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink, wat sal ons aantrek nie. Dis nie wat ons belydenis moet wees nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene, maar julle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Is daar vanoggend 'n moontlikheid dat my belydenis die Here kan keer om homself te wees in my lewe? Hy sê, moenie sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink, dis 'n belydenis. Vanoggend moet ek bely dat my God is goed. Vanoggend moet ek bely, my God is getrou. En nommer 3, ek moet vanoggend bely, my God gee om. Jy sien, hoekom moet ek bely? Sodat ek dit kan begin glo. Want geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die woord. Die wêreld sê vir ons 'n klomp goed, die media sê vir ons 'n klomp goed en ons word die hele dag daar aan hierdie leuns van die vyand blootgestel. Net soos in Genesis 3, jy kan nie die Here vertrou nie, jy kan nie die Here vertrou. Kyk wat gebeur. Jy die Here vertrou, maar hy het niks gedoen nie. Jy die Here vertrou, maar kyk niks het gebeur nie. Jy die Here vertrou en tog hierdie persoon gesterf. Jy die Here, nee. My ervaring bepaal nie wie die Here is nie. Maar wie die Here is, beïnvloed my ervaring. Die Here is goed. Die Here is getrou. Die Here gee om. In Matteus 7 vers 11. As julle wat sleg is, as ek vanoggend moes begin het daar by Jakes en ek moes regdeur gaan tot hierso aan hierdie kant vanoggend en ek sou vir mense vra, is jy 'n goeie mens? Sou almal geantwoord ja. Of ja, ek is alright. Ek is nie so bad nie. Kyk hoe beskryf die Bybel ons as mens. As julle wat sleg is, dan weet jy om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Ons dien vanoggend 'n Vader wat omgee. Die Here gee om. Hy gee om vir die dinge waarvoor jy omgee. Hy stel belang in die dinge waaraan jy belang stel.
En ek wil hom vanoggend weet, hy sê so, elke vader volgens wil die beste vir sy kinders hê. Dis net uit die natuur uit. Jy wil die beste vir jou kinders hê. En die Bybel sê dat ons dit uit ons slegtigheid doen in vergelyking met God se goedheid. Hy sê hoeveel te meer, nie te minder nie. Nie te dieselfde nie, maar hoeveel te meer sal julle hemelse Vader goeie dinge gee aan die wat hom vra. Die Vader vir ons goeie dinge gee. Party dinge wat ek dink goed is dalk nie goed nie. Maar ek dien 'n Vader wat vir my omgee. Wat die Hebreërs sê, wat medelee het met die gevoelens van ons swakhede. Ek is besig met 'n boek van Andrew Murray wat oor Hebreërs en spesifiek praat dit dan oor die hoëpriesterskap van Jesus, iets wat my verstand heeltemal te bowe gaan. Maar dit is so kosbaar om dit vanoggend te weet dat alles wat Jesus deurgegaan het, alles wat Jesus ervaar het, is net sodat hy medelee kan hê met die gevoelens van ons swakhede. Partykeer dink ons my, hier is te omlang vir die Here, hier is te omlang vir die Here gee vir jou om. Sê vir die persoon langs jou, die Here gee vir jou om. Kyk die persoon in die oë, sê vir hom, die Here gee vir jou om. Die Here gee vir jou om. En ek en jy moet vanoggend besef, en ek en jy moet vanoggend glo. Ja, pastor, maar as hy omgee, hoekom? Nee. Los net die hoekom vir 'n oomblik. En begin dit net bely dat die Here is goed. Die Here is getrou. Die Here gee vir my om. Mag ons dit ons belydenis maak in die oggend as ons wakker maak. As ons wakker word. Om dit te bely. Net so saggies, net so tussen wakker as jy weet daai oomblik as jy jou oë oopmaak. Laat dit uit jou mond uitkom, uit jou gedagtes kom. Die Here is goed. En as jy gaan vergeet, skryf dit maar iewers neer. Maar die Here is goed, die Here is getrou, die Here gee om. Bely dit en kyk hoe jou dag begin en kyk hoe dinge vorder. En as dinge nie jou volgens jou weg gaan nie, ek sê net vir Renée, ek sê vir ek is eintlik 'n baie jy mag niks sê nie. Ek is 'n baie geduldige bestuurder oor die algemeen. Maar as iemand oor 'n rooi lig ry, dan gaan daai rooi lig in my kop in. Nou in daai oomblik moet ek sê die Here is goed, die Here is getrou en die Here gee om. Ek moet myself net kalm kry. Maar kyk wat gebeur en ons gaan daaroor praat in die dienste wat kom. Gaan ons praat oor hoe vertroue my lewe beïnvloed. Maar as ek daardie belydenis kan maak, net in daardie oomblik, wanneer ek slegte nuus te kry, net daai oomblik daardie belydenis maak. As ek iets ervaar, maak daai belydenis. Hou vas aan jou belydenis. Kyk nou, ons dink baie keer, pastoor, as ek hierdie goed gaan sê by die werk, gaan die mense dink ek is mal. Hulle dink dit in elk geval. Jy's 'n apostolie. Hulle dink in elk geval jy's nie lekker nie. Go with the flow. Just do it. Die Here gee om. Die Here gee om en dis hoekom ek hom kan vertrou. En ons praat oor die rede hoekom ek die Here kan vertrou. Is daar nog so 3 mense met my? Dankie. Goed, dan nommer 4. Die Here het 'n plan. Ek kan die Here vertrou want die Here het 'n plan. Dames wat glad nie verstaan nie, maar manne, ons planne raak op. Hoor hy skielik laggie. Ja. Ons planne raak op. Manne het planne, altyd planne, maar op 'n stadium raak jou planne op. Op 'n stadium raak jou planne net op. Maar ek het vanoggend vir jou goeie nuus, jy kan die Here vertrou, hy het nog 'n plan. Ek bedoel 'n boer maak 'n plan, maar Jesus het 'n plan. Kyk man, Jesus het 'n plan. In 1 Konings hoofstuk 17 vers 9, profeet by die spruit droog op, en, dan sê die Here, maak jou klaar, gaan na Sarfat wat by Sidon is, en bly daar, kyk daar, het ek aan 'n weduwee bevel gegee, om jou te onderhou. Sê vir so langs jou, die Here het 'n plan gehad. Kom aan, die Here het 'n plan gehad. Die Here het 'n plan gehad. Hy sit daar by die spruit, hy sien, kom maar, hy's net mens, hy sien die spruit besig om op te droog. Die Here het vir hom nou lank tyd voorsien daar, lekker spruitjie, lekker water, maak 'n koffietjie, as die kraai die brood bring, dip hom aan die koffietjie, maak dit seker die kieme is af. En ewe skielik begin die spruit opdroog. Spruit raak al hoe minder. Ek meen in die begin moes hy met 'n lyntjie vis vang, nou haal hy sommer die water uit want hulle spartel want daar's nie meer water nie. Kom aan, dink jy saam met my vir 'n oomblik. Hy kan sien die spruit droog op. En die Here sê vir hom, dis nie my laaste plan nie. Dis nie my laaste plan nie. Ek het 'n ander plan. Ek het die weduwvrou aangaande jou bevel gegee. Jy sien, God se planne lyk nie altyd soos ons dink nie. Want vir 'n weduwvrou om vir 'n profeet te sorg is nie my plan nie. Kom aan, ek soek die miljonair
wat 7 besighede het om vir my te sorg. En weet jy interessant genoeg, moet ek en René het al deur die jare ervaar, dat as ons 'n behoefte het, en die Here voorsien in daai behoefte, voorsien hy nooit deur die persone wat ons gedink het hy gaan voorsien nie. Nooit. Dis baie keer letterlik die weduwee wat kom en sê maar die Here het gesê. En selfs in hierdie geval. Ek wil vanoggend hê jy moet net jou hart oopmaak vir die moontlikheid. Luister, net vir die moontlikheid dat God 'n plan het. En as sy plan beter is as jou plan. Kom maar net een amen. Die Here het 'n plan. Die Here het 'n plan. Ek is so dankbaar vanoggend om te weet, want baie keer kom ek by die Here en sê, Here, my plan is nou klaar. Wat moet ek hier doen? Plaas ek het net al gister gesê, maar ek wil mos eers al my planne probeer. Kom aan manne, help my nou vanoggend hier. Eers al my planne probeer en as dit nou nie werk nie, dan gaan ek na die Here toe sê, Here, ek het nie my plan nie. Maar ek het agtergekom elke keer het die Here 'n plan. Die Here het 'n plan en daarom kan ek hom vertrou. Want hy het 'n plan. Terwyl die profeet hier by die spruit gesit en gesien het, die water raak al hoe minder, het die Here 'n plan gemaak. Is my so wonderlik, as ons nog die verhaal verder gaan lees, dan sien ons hierdie vrou het nog niks geweet nie. Maar die Here sê hy het haar klaar bevel gegee. Ja, die Here werk op wonderlike maniere. Maar sê weer vir die persoon langs jou, die Here het 'n plan. Kom aan, die Here het 'n plan. Die Here het 'n plan met hierdie land, die Here het 'n plan met ons kerk, die Here het 'n plan met ons lewens. Kom aan, kerk van die Here, die Here het 'n plan. Die Here het 'n plan. Genesis 45 vers 7. Josef se verhaal. Josef onthou, is mos nou gevang. Hy was in Potifar se huis, hy was in tronk en al daai nie lekker dinge. Die Bybel sê vir ons vers 7, maar God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel op die aarde te verseker en om julle in die lewe te hou tot 'n groot verlossing. Vers 8. Julle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God. En hy het my 'n raadsman van Farao gemaak en 'n gebieder oor sy hele huis en regeerder in die hele Egipte land. Die Here het 'n plan gehad. Ek wonder net. Die Bybel sê dit nie, maar ek wonder net, het Josef altyd besef die Here het 'n plan? Ek weet nie. Maar al wat ek sien in Josef se lewe, die Here het altyd 'n plan. Die Here het altyd 'n plan. En die Here is altyd besig om alles te groot te laat meewerk vir sy kinders. En al is dit baie keer ongemaklik en al verstaan ons dit nie. Ek dink nie Josef het verstaan dat hy's daar in Potifar se huis, hy eer die Here, hy weerhou hom van alles ensovoorts en hy beland nog steeds in die tronk. Maar God het 'n plan gehad. Jy sien, wat my ervaring is net, dat ek eers die plan van die Here sien as ek terugkyk. Jy sien baie keer eers die plan van die Here as jy terugkyk, jy besef, okay, dis hoekom die Here daar so geantwoord het. Dis hoekom dit gelyk het of die Here nie daar antwoord nie. Dis hoekom hy dit gedoen het. Maar jy kan dit eers sien as jy terug. Dit is amper soos profesie. Jy kan dit net sien as jy terugkyk. Kan jy sien dit het gebeur. Maar die Here het 'n plan. Die Here het 'n plan. Hoekom? Efesiërs 3 vers 20. En aan hom wat mag het om te doen ver bokant alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk. Wat is daai krag wat in ons werk? Vertroue. Vertroue. Die Here het 'n plan. Dan sê hy vir ons Jeremia hoofstuk 49 vers 11. Want kyk watter planne ek aangaande julle het, sê die Here. Gedagtes, planne van vrede en nie van onheil nie, om julle hoopvolle toekoms te gee. Die Here het 'n plan. Die Here het 'n plan. En ek sê weer eens, sy plan lyk nie soos my plan nie, maar die Here het 'n plan. En ek kan hom vanoggend vertrou. Hoekom? Omdat hy goed is. Ek kan hom vanoggend vertrou omdat hy getrou is. Ek kan hom vanoggend vertrou omdat hy omgee. Weet jy hoeveel keer hoor ek dat mense sê, pastoor, maar niemand gee om nie. Jy is heeltemal reg, behalwe die Here. Mense gee dalk nie om nie, maar die Here gee om. Die Here gee om en hy is die belangrikste. Hy is die een wat die verskil kan maak. Hy is die een wat die deurbraak kan gee. Hy is die een wat vir jou werk kan voorsien. Hy is die een wat jou besigheid kan laat floreer. Hy is die een wat jou liggaam kan genees en wat jou kan vrymaak. Jesus het 'n plan en hy is getrou. Hy gee om en hy is vanoggend goed. En daarom kan ek hom vertrou. So vanoggend moet ek die keuse maak. Gaan ek die Here vertrou?
En ek sê weer eens, dis nie vanoggend 'n skakelaar wat jy aansit en nou sit volmaak nie. Nee, ek begin met 'n besluit. En die volgende ding wat ek doen is ek begin dit bely. En soos ek vorder in my lewe, sal ek kan terugkyk en sien dat die Here is betroubaar. Want hy het my gered van die leeu en van die beer. En hy sal my red van hierdie onbesnede Filistyn. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net oor jou lewe kyk en net sien dat die Here nog altyd getrou was in jou lewe. Hy was nog altyd getrou. Hy gee nie alles wat jy vra nie, hy doen nie alles wat jy wil hê nie, maar hy bly getrou. En vir 'n oomblik wil ek net hê jy moet jou oë net afhaal van jouself, van jou eie behoeftes, van jou eie teleurstellings, van jou eie onsekerhede, van jou eie ongeloof en net vanoggend sien wat die woord sê en bely wat die woord sê en 'n keuse maak sê Here, ek gaan U vertrou. En dan môreoggend gaan jy net dieselfde voel. Dan begin jy bely. Maar die Here, ek vertrou die Here want hy's goed. Ek vertrou die Here want hy's getrou. Ek vertrou die Here want hy gee om en ek vertrou die Here want hy het 'n plan. Oom Jan, ons sal moet 'n stiker maak oor hierdie een. Ons sal moet 'n stiker maak oor hierdie een. Dat ek dit elke dag kan bely. En weet jy gaan nog steeds probleme hê by die werk en jy gaan nog steeds 'n papwiel kry dalk en hierdie goed gaan nog steeds gebeur. In hierdie tyd is dit nie papwiel en hierdie tyd is dit papbatterye. Wonderlike dingetjie die oggend na kom en nog nooit ervaar nie. Hy kom. Maar bely vanoggend te midde van dit. Ek vertrou die Here want hy is goed. Ek vertrou die Here want hy is getrou. Ek vertrou die Here want hy gee om. Ek vertrou die Here want hy het 'n plan. Laat dit ons belydenis wees. Dit is waarin ons vashou. Soos ek sê, gaan vir die volgende paar weke met jy praat oor vertroue. Ons moet sien hoe belangrik dit is. Hoekom wil ek hê jy moet sien hoe belangrik dit is? Want die vyand weet hoe belangrik dit is. En hy probeer met alles en in alles probeer hy ons die plek kry dat ons nie die Here vertrou nie. Hy het dit al reg gekry dat ons mense nie meer kan vertrou nie. Maar hy's besig om dit reg te kry dat ons die Here ook nie meer vertrou nie. En daar moet ek en jy die lyn trek en sê, maar ek sal die Here vertrou. Alles goed gaan, as dit nie goed gaan nie, maar ek gaan die Here vertrou. En ek gaan nie die Here vertrou sodat nie, ek gaan die Here vertrou omdat hy goed is, omdat hy getrou is, omdat hy omgee, omdat hy 'n plan het. Ek gaan hom vertrou. En al gaan ek ook deur die dae van doodskare, dis alright. Ek gaan die Here vertrou. Want my ervaring bepaal nie wie die Here is nie, maar wie die Here is, kan my ervaring bepaal. So ek gaan vanoggend vra dat jy oë sal sluit. Almal net hulle oë sluit vir 'n oomblik. Ek wil hê jy moet vanoggend 'n wilsbesluit neem. En dan gaan jy vra dat jy hande opsteek. Dis tussen jou en die Here. Maar net vanoggend wil ek hê jy moet saam met my sê, Here, ek maak vanoggend 'n besluit om U te vertrou. Vir die klein, vir die groot. Dit gaan nie oor iets nie. Dit gaan nie oor waarvoor ek die Here vertrou nie. Dit gaan oor ek wil net hê op hierdie oomblik dat ons net leer om die Here te vertrou. Net om te vertrou vir wie hy is. Ander goed sal later kom. Soos jy vanoggend hier sit, ek gaan hierdie gebed doen, jy kan dit saam met doen. Vader, dankie vanoggend vir die woord. Dankie Here dat ons vanoggend nie onkundig is raak in die strategieë van die vyand nie, dat ons kan sien dat hy ons probeer beroof van die belangrikste in ons verhouding met U, en is vertroue. Want Here, U sê ons kan nie behaag sonder geloof nie, en geloof as die vaste vertroue. Hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is. So Here, ons besef vanoggend hoe belangrik vertroue is. En ons besef, Here, hoe ons geïndoktrineer is deur hierdie wêreld om nie te vertrou nie. Maar vanoggend maak ons 'n besluit, Here, om U te vertrou. Op grond van dit wat ons gehoor het en op grond van dit wat ons geleer het vanoggend, Here, maak ons 'n besluit om U te vertrou. Heilige Gees, help ons. Here, help ons om hierdie belydenis vas te hou. In elke omstandigheid waar ons ook al is, Here, herinner ons dat ons die Here kan vertrou, omdat hy goed is, omdat hy getrou is, omdat hy omgee en omdat hy 'n plan het. Here, maak dit ons belydenis teenoor mekaar, maak ons belydenis in die Gees, dat ons kan leer om U in alles te vertrou. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.